'n Voorsitter word verkies vir die artikel 89 komitee en Marilyn Monroe se rokkie waai steeds. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Rise Mzansi se hoofsweep, Makashule Ghana, is as die voorsitter van die artikel 89 ontheffingskomitee verkies. Die komitee sal president Cyril Ramaphosa se verantwoordbaarheid in die Phala diefstalsage onder die vergrootglas plaas. Die 42-jarige Ghana het 19 stemme op hom verenig, terwyl die United African Transformation se president Wonderboy Matlatsi 12 stemme gekry het. Rise Mzansi het Ghana se aanwysing verwelkom en gesê die werk van die komitee is van nasionale belang en vereis die grootste erns, billikheid en nougesetheid, en dat Suid-Afrikaners gerus kan wees dat die komitee met Ghana as voorsitter in goeie hande is. Die artikel 89 komitee bestaan uit 31 lede van verskeie politieke partye en sal ondersoek of daar gronde bestaan om vir president Ramaphosa uit sy ampt te verwyder. Die komitee se bevindings en aanbevelings sal aan die nasionale vergadering voorgelê word. Die departement van minerale en petroleumbronne het bevestig dat daar van dese maand bietjie verligting vir dieselverbruikers is. Die prys van albei grade petrol sal Woensdag met R1,43 per liter styg, terwyl die prys van diesel met tussen R2,62 en R3,25 per liter daal. Dit volg nadat die dieselprys vir 2 maande skerp gestyg het. Die kleinhandelprys van parafin sal van Woensdag met R7,95 per liter daal, terwyl gas in meeste dele van die land 17 sent per kilogram minder sal kos. Die DA het strafregtelike klagtes teen die voormalige stadsbestuurder van die Ekurhuleni Metro, Dr. Imogen Moshazi, en 'n sakeman Zinkomalo ingedien. Die stap volg op beweringe van tender-onreëlmatighede in die Ekurhuleni Metro, insluitend 'n privaat stralereis van nagenoeg R3,5 miljoen na Londen in 2022, wat glo verbind word aan maatskappye wat munisipale kontrakte ontvang het. Die DA beklemtoon dat openbare fondse vir dienslewering geoormerk moet wees en het onderneem om leefstyl audits vir topbeamptes in te stel om korrupsie hok te slaan. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, sê die regering beweeg vinnig om die ou groen streepieskode ID-boek uit te faseer as deel van 'n groter poging om onwettige immigrasie, identiteitsbedrog en georganiseerde misdaad te bekamp. Schreiber sê die groen ID-boek is 'n groot swakpunt in die land se sekuriteitsstelsel en word gereeld gebruik vir identiteitsdiefstal en ander misdade. Die regering brei ook die elektroniese reisstelsel uit om buitelanders digitaal te verifieer. Intussen verhoog die grensbestuursowerheid die gebruik van hommeltuie, lyfkameras en ander tegnologie. En Schreiber sê hierdie stappe wys dat tegnologie reeds begin om grense beter te beveilig en transnasionale misdaad te bekamp. 'n Soektog is van stapel gestuur na 6 lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se spesiale magte, wat tans as voortvlugtend beskou word in 'n hoë profiel moordsaak. Die 6 is deel van 'n groep van 12 wat verlede jaar in hegtenis geneem is in verband met die beweerde moord op senior valke-ondersoeker luitenant-generaal Frans Matipa in 2023. Die beskuldigdes is beveel om by korrektiewe dienste aan te meld, maar slegs 6 het die bevel gehoorsaam. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op die hele land gedoen om Bafana Bafana te ondersteun wanneer hulle oor 10 dae aan die FIFA Wêreldbeker toernooi in Mexico deelneem. Ramaphosa het verlede week tydens 'n afskeidsdiner die span vir hulle eerste kwalifisering sedert 2010 geëer. Hy het in sy weeklikse nuusbrief gesê dat dit 'n lang en moeilike reis was om die lot van Bafana Bafana te verander en hy loof alle belanghebbendes daarvoor. Volgens Ramaphosa moet die nasie se ondersteuning vir die span ook dien as 'n viering van die vordering wat gemaak is om 'n verenigde en gelyke samelewing te bou. Die premier van Japan, Sanae Takaichi, het in 'n telefoonoproep 'n pleidooi aan president Masoud Pezeshkian van Iran gerig om die maksimum aanpasbaarheid te toon om 'n skietstilstand met die VSA te bewerkstellig. Takaichi het ook geëis dat die strategiese straat van Hormuz onmiddellik oopgestel word
om die veilige deurgang van internasionale skeepsvaart te verseker. Hoewel Takeichi nie Pezeshkian se amptelike terugvoer bekend gemaak het nie, het albei staatshoofde onderneem om deurlopend in gesprek te bly oor die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste. Die legendariese en wulpse blondekop aktrise Marilyn Monroe sou vandag 100 jaar oud geword het. Monroe, onder meer bekend vir haar wit rokkie, wat deur die moltrein in die 1955 rolprent The 7-Year Itch se wind opgewaai word, is behoorlik deur die rolprentwêreld herdenk. Duisende aanhangers het by die historiese Chinese teater in Hollywood Boulevard bymekaar gekom vir 'n spesiale huldeblyk. Die Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles het intussen 'n eksklusiewe uitstalling oor haar lewe geopen wat tot vroeg aanstaande jaar duur. Dit sluit haar ikoniese rok in. Later van dese week word sowat 200 van haar persoonlike besittings opgeveil. Monroe, wat in 1962 in die ouderdom van 36 oorlede is, word onthou as 'n wêreldster wat nie net die silwerdoek oorheers het nie, maar ook dapper teen ongeregtigheid in die bedryf opgestaan het. Daarmee die einde van vanaand se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ons het môre weer 'n afspraak.